Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here aandag dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees. Ons eer die Here dat ons weet dat hy die God van Abraham, Isak en Jakob is, dat hy die getroue verbondsgod is, die God van die apostel Paulus en Petrus en Johannes en die een wat vir ons gesê het, kyk ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek onthou toe die disippels in hierdie baie moeilike situasie was, toe die Here begin afskeid neem het van hulle het nie geweet wat nou gaan gebeur nie, hulle het nie geweet waarheen hulle op pad is nie, hulle was baie verward geweest. Toe sê die Here, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings, as nie so was nie, sou ek vir julle gesê, kyk ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en as ek gegaan het om vir julle 'n plek te berei, kom ek weer om julle te neem, om te wees waar ek is. Watter wonderlike bemoediging was dit net nie vir die apostels nie, ook so vir my en jou, want die Here sê ook vir ons, hy gaan vir ons plek voorberei, en Johannes 17, die hoëpriesterlike gebed, is vir ons 'n wonderlike bemoediging om te weet dat die Here ook vir ons bid. En hy sê, Vader, ek bid dat waar ek is, hulle ook, wat U my gegee het, saam met my sal wees. Mag U en ek moed skep, ook uit hierdie wonderlike waarhede in God se woord. Nou vriende, vanmôre kom ons by die gedagte, die Here gee om vir jou in jou huidige situasie. Dit is deel van ons reeks Bybelse berading vir blywende verandering. Baie mense reken dat God 'n harde God is, 'n ongenaakbare God. Baie van die sielkundiges van die verlede het gereken van die ouens wat die hoër kritiek van die Bybel deurgee, om te probeer bewys dat die Bybel nie waar is nie. Mense wat apaties staan van die woord, ons dink aan agnostikiste, ateïste, reken dat God 'n harde God is, 'n wrede God, 'n God wat net altyd wil oordeel, wat mans, vrouens en kinders voor die voet doodmaak, wat geen barmhartigheid en empatie en simpatie in sy hart het teenoor mense in hulle gebroke situasie en toestande nie. En vriende, ek wil vir u die teendeel kom wys uit die woord. Maar ons vanmôre gaan begin by die gedagte van dat hierdie Here wat vir ons sy woord gegee het, ook werklik vir ons as mens omgee. Nou vriende, ek glo jy stem met my saam dat ons almal stoei met uitdagings in die lewe. Luister, ons is nie siek as ons soms depressief is, of neerslagtig is, of swartgallig is, of wanneer ons miskien met een of ander erge versoeking worstel, of met een of ander ding in ons lewe worstel nie. Ons is nie siek nie, ons is sondaars, en ons het God se genade nodig. As ons gaan kyk in die Bybel, dan sien ons dat die Here Jesus self, vriende, dikwels met mense gepraat het. Ons sien daar in Johannes 6:34, en toe Jesus uitklim, sien hy 'n groot menigte, en hy het vir hulle innig jammer gevoel, omdat hulle so skape sonder 'n herder was, en hy het hulle baie dinge begin leer. U sien, die Here sê in sy woord vir ons, in Johannes 10, dat die duiwel, die dief, kom om te steel en te slag en te verwoes, en hy het gekom, dat ons lewe en lewe in oorvloed sal geniet. Luister, in die jare wat ek berading doen, vriende, het ek nog nooit gesien, dat sonde 'n voordeel bring vir mense nie. As ek met mense praat wat verslawing sê, dan sien ek die effek van die verslawing in hulle lewe, en sommige van hulle gaan dood van daardie verslawing. Wanneer dit kom by huweliksontrou, wanneer dit kom by hoerery, by die verslawing aan pornografie, dan sien ek die vernietigende effek op daardie man se gesig, sy lewe, sy huishouding, selfs sy werk. Ons sien dit by die vrou, by die kinders, die verraad, die agterdog. Ons sien hierdie dinge. Vriende, sonde beloof jou een ding, maar hy bied jou 100% die teenoorgestelde. Sonde het nog nooit vir mense vrede en vreugde en blydskap en oplossings gebring nie. Sonde bied vir jou baie, maar is 'n leë blik. Dit is absoluut niks seggend nie. Een van die groot predikers het dit baie mooi gestel. Hy sê sonde is soos 'n groot geskenkpak wat by jou huis afgelaai word, met hierdie groot rooi stryk om. Jy's so opgewonde en jy vat hierdie geskenkpak en jy maak die stryk oop en jy maak die geskenkpak, of jy sny die stryk af en jy maak die geskenkpak oop, en die volgende oomblik spring daar 'n adder uit en hy byt jou, en daardie gif deurweek jou hele liggaam en jy sterf daarvan. Dis presies wat sonde doen. Hy bied hom aan in hierdie baie mooi pakket. Hierdie mooi vrou, geld, miskien hierdie drankies wat ek drink, hierdie vriendekring wat ek het, hierdie verslawing in aanhalingstekens wat eintlik maar 'n sondige misbruik van sekere dinge is. En dit lyk vir my aanvanklik lekker, en ek kom weg daarmee vir 'n week of 2 of 6 of 8 of 'n jaar of 5, en later haal my sonde my in, en die vernietigende, verwoestende werk, vriende, van sonde is legio. Daarom sê die Bybel, toe die Here uit die skei klim en Jesus begin met hierdie menigte praat, het hy innig jammer vir hulle gevoel, want hy het gesien, hulle is so skape sonder 'n herder. Luister, weet jy wat gebeur met 'n skaap sonder 'n herder? Hy sprooi van die wolwe. Die wolwe verskeer daardie skape. Glo my, ek kom van die Namaquo land, daar het ons boere gehad, wat dan met skape geboer het. En vriende, as jy sien wat 'n jakkals, of wat 'n wilde honde doen aan daardie skape, dis afgryslik. En die Here sê, die oomblik wanneer ons in hierdie wêreld sonder Christus lewe, is ons
die prooi van die duiwel. Ons is prooi van sonde, ons is prooi van al hierdie vernietigingswerk van sonde. Hoor wat sê Matteus 14 vers 14. Toe Jesus uitgaan, het hy groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel. En het hulle siekes gesond gemaak. Hierdie woordjie innig jammer beteken dat Jesus se ingewande in beroering was. Hy was diep jammer van die binneste van sy siel. Hy was God en hy was mens. En hy het werklik jammer vir hulle gevoel, omdat hulle so skape sonder 'n herder was. Om hierdie saak vir ons met dubbellyne te onderstreep, lees ons in Matteus 9:36. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was soos skape wat geen herder het nie. Hoor wat sê vers 37. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag instuur. Vriende, wat ek gaan poog om te doen in hierdie paar weke wat voor lê, is om soos 'n arbeider van die Here in die oesland van u hart, die saad van God se woord te saai, om hoop te gee aan u in hierdie moeilike tye, in u sondige toestand, miskien in u toestand van verslawing, miskien in u toestand van depressie of neerslagtigheid. Ons gaan aan u toon dat die Here genadig en barmhartig is en een wat omgee vir die mens. Wat ook al die situasie. Die woord is nie minderwaardig of ontoereikend om dit aan te spreek nie, maar eerder gesagvol. Dis lewendig en kragtig. En soos Hebreërs 4 vers 12 vir ons sê, die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom, maar alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Vriende, ons gaan so 'n bietjie in die algemeen praat oor die Bybelse oplossings, om verandering daar te stel en dan spesifieke sake te hanteer, waarmee mense worstel, onder andere bekommernis, stres, depressie, krisisse, bizarre optredes, haat, lae selfbeeld, eetversteurings, mense wat verslaaf is aan pornografie, hoerery, seksuele losbandigheid, en vriende, mense wat oud word, in die oud word proses, hoe hulle God kan verheerlik in daardie tye, en ons gaan kyk na hierdie dinge vanuit 'n Bybelse perspektief. Daarom wil ek vir jou vra, as jy nog nie 'n kind van die Here is nie, roep na die Here. Die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Die grootste benoudheid wat oor ons siele kan kom, is die feit dat ons skuldig staan voor God, sondaars onder God se oordeel. Maar vriende, die oordeel is vir ons lewens blywend as ons nie vlug na die oplosser, Jesus Christus nie. Ek vra jou, vlug na hom, dat hy jou kom klee met sy kleed van geregtigheid, dat hy jou sondige lewe kan omvou met sy geregtigheid, sy sondelose lewe oor jou sondige lewe kan uitstort, sodat jy kan leer hoe om te lewe om God te verheerlik. Hierdie lewe moenie 'n lewe wees van haat en nyd en stres en depressie en dat ek nie waardeer en geniet wat God my gee nie. Vriende, die Here het ons juis geskape om hom te verheerlik, om hom te eer, om sy skepping te geniet. Die Bybel sê wie kan eet en wie kan drink en wie kan geniet sonder die Here. Dis wanneer ons die Here nie ken nie, dat hierdie goed vir ons net te veel raak. En daarom pleit ek by u. As u nie 'n kind van die Here is nie, vlug na die Here. As u 'n kind van die Here is, wil ek jou vra, sorg dat jy by 'n Bybelse beleidende kerk aansluit, waar jy die woord van die Here Sondag na Sondag kan hoor, dat jy 'n Bybelleesprogram sal begin volg. En ag vriende, hoor wat sê die Bybel in Lukas 24. U sal onthou die Emmausgangers was in absolute radeloosheid nadat Jesus gekruisig was. En die Bybel sê Jesus het saam met hulle begin wandel en hy het die skrif vir hulle uitgelê. En nou hoor ons die woorde. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Luister, elke môre as ek die Bybel lees, is my hart brandende in my. Vanmôre se gedeelte was vir my weer 'n bemoediging. Vanmôre toe ek bid, sê ek vir die Here, Here, dankie vir u woord en dankie vir u genade en u liefde aan 'n sondaar soos myself bewys. Ek weet ek verdien die hel, ek verdien die oordeel, maar Vader, dankie vir u genade en liefde in Christus aan my bewys. En daarom vra ek jou, begin met 'n Bybelleesprogram. Vriende, bid. Al sê jy vir jouself, maar ek weet nie hoe om te bid nie. Die tollenaar het ook nie geweet nie, maar het uitgeroep om genade. Die Onse Vader gebed is opgeteken. Jesus se gebed in Johannes 17 is opgeteken. Daar is hoeveel gebede van Nehemia wat opgeteken is. Esra wat gebid het in die Ou Testament. Daniel wat gebid het. Verskillende gebede. Bid dan hulle gebede. Maar dat God sal sien, daar is 'n hart wat hoor wat hy sê en 'n hart wat reageer en sê, Here, ek kan nie myself red nie.
maar ek bid, wees my genadig en wees my barmhartig. En dan is daar kosbare boeke, vriende, wat u kan lees. As u die lys van boeke wil hê, kan ek vir u dit deurstuur, die Biblical Counseling van John MacArthur, Vanishing Conscience, Deceptive Diagnosis, A Theology of Christian Counseling en nog baie ander boeke. U kan vir my of Ethel kontak, u kan dit lees, maar ek wil vanmôre vir jou sê, die Here gee om vir jou. Hy's 'n God wat genadig en barmhartig is. Hy's groot van goedertierenheid en lankmoedigheid. Daar's 'n oomblik in sy toorn, daar is 'n lewe in sy goedgunstigheid. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartigheid het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek hoop. Goed is die vir die, of skoon daar staan, goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Mag die Here vir u genade gee, mag hy u trek na sy deurboorde sy, want hy is 'n goeie herder, 'n genadige en 'n barmhartige God. Groot van goedertierenheid, ook oor jou. Vriende, mooi dag vir u verder. Seën en ons bid vir u. Tada.